vanoggend afhanklik van U. Gees van die Here, ons kan nie sonder U nie. Ons is afhanklik van U. Doen wat U gekom het om te doen. Breek in waar U nodig het om in te breek en deur te breek. Doen vanoggend wat U beplan, Here, nie die wil van 'n man nie, maar doen vanoggend net U wil in die naam van die Here. As daar mense is wat genesing nodig het, maak gesond, Here. As daar mense is wat gebroken is, verbind hulle vanmôre. As daar mense is wat stikken ingekom het, Here, dankie vir die balsam van Gilead wat hulle wonde omvou en hulle wonde gesond maak. As daar mense ingekom het mismoedige, ek dank U vir 'n joy wat losbreek in hulle innerlike mense. As daar mense gebonde ingekom het, I release the power of the Holy Spirit. Breek bande, breek kettinge, breek stroppe vanmôre. Laat niemand dieselfde uit die plek uitgaan nie, maar doen U wat U beplan het na die rykdom van die genade. Ons is van U, die Here, afhanklik. En daarom gee ons die oomblikke aan U. Verheerlik nou net U self in ons midde in Jesus naam. Kan ons die Here eer gee vanoggend? Come on, kan ons die Here eer gee vir wat hy doen terwyl hy sit lekker neem in die atmosfeer. Rabo Sharalamasiko. We bless you, Holy Spirit. We bless you. We bless you. We bless you. Wil jy so vir 3 mense vra as jy geseën? Wil jy so vir 3 mense vra as jy geseën vanoggend? Halleluja. Wil jy net iemand sê welkom saam ons in die huis? Welkom. Dankie dat jy gekom het vanoggend saam ons in die huis van die Here. Groete aan die leierskap van die kerk, elke broer en suster in die mooi naam van die Here, en 'n besonderse groete aan al die besoekers vanoggend. Kan KCIM al ons besoekers se lieflike hand van verwelkoming gee? Halleluja. Iemand was baie vroeg op my case en vir my gesê, ek wil nie meer besoeker wees nie, ek wil nie meer 'n besoeker wees nie, so maak my member, dat ek my membership kan opneem baie vroeg vanoggend, past 6 te sê vir my, ek wil nie meer 'n member wees nie, ek wil 'n besoeker wees nie, maak my 'n member. Halleluja. Groete aan die almal. Broer Charles, hulle my broers, welkom saam met u Darren vanoggend. Welkom saam met ons vanoggend, broer Johannes, de Aisha, halleluja, Nobi, welkom saam met ons, en almal wie vanoggend saam met ons gekom het, nooi hulle, welkom vanoggend saam met ons in die huis, amen. Kom ons gee hulle lieflike hande klap weer eens, vanoggend saam met ons in die huis. Meneer De Bruin vanoggend, welkom, welkom saam met ons vanoggend, Sister Jessica se eggenote, welkom saam met ons in die huis. Die Here is nog vir my goed, as hy vir u goed. God is goed, amen. Ek is opgemaak in my spirit. Ek het verlede week 'n jong meisie gehad, 13 jaar oud, wat vir my Sondagoggend sê, ek wil jou graag sien. Ek wil graag 'n afspraak hê saam met jou en jou vrou. So as 'n 13-jarige kind vir my sê, sy soek 'n appointment saam met my. So in die week toe sê ons van nou, ons gaan ons appointment honor, kom ons kerk toe, kom meet sy ons nou by die kerk, om met ons te praat oor wat sy wil sê. En die ding wat sy vir my sê, sy sê, wat my lag, sy sê vir my, ek het nog nooit die Here geken nie. Die rede waarom ek jou roep, ek wil graag die Here ken. Ek wil graag my hart en my lewe aan die Here oorgee. 13 jaar oud. It moved me. It moved me. Beloveds, as ons in ons ouderdom die Here dien, gaan die Here die kinders oprig in 'n tyd soos die, en hulle establish in sy kingdom. Het jy nie gesien die tyd gaan vinniger as ooit nie? Dit is asof God wil gou maak met wat hy wil doen. Van ons wat ouer is, ons is te stadig om te kom by wat God, en God wil die kinders mature kry, sodat hulle in sy koninkryksplan kan instap. Dis asof God dit spoedig maak. Hy jaag alles aan, because hy wil hê die tyd moet vervul word, dat hierdie kinders established word in hulle posisie. So we honor God, amen, vir kinders wat nog sê, ek het die Here nodig, ek wil die Here
'n kans gee, 13 jaar oud, en nou is my prayer, vul haar met die Heilige Gees, Here, op 'n ouderdom van 13 jaar, sodat die Gees van God haar kan hou en haar kan govern, dat God se Gees mag sy in 'n 13-jarige ouderdom nog hierso sê, so sê die Here van die leerskare, mag 'n magtige woord van profesie uit haar mond uitbreke, sodat die kerk kan hoor in 'n tyd soos die, dat God lewe nog. Is daar iemand wat die Here eer wil gee vir wat hy doen in die tyd? Halleluja. Dan wil ek ook almal bedank wat die week gehelp het en mense skoene gekoop het, skoolkinders gebless het met skoene. Come on, die blessing, mag God julle blessing, mag God die seën van die Here aan julle weer teruggee, mag elke sent wat julle gesaai het, mag het vermenigvuldig. Die Bybel sê, van as iemand oorvloedig saai, sal hy oorvloedig maai, and we release that blessing in this house this morning. Mag die seën van die Here op julle lewe wees. Halleluja. Bless you. As u Bybel het, kom ons gaan teks toe. Ek het gekom vir u te preek. Ek begin 'n nuwe series vanoggend. Ek start 'n nuwe series vanoggend saam met u. Ja. As u Bybel het, gaan saam met my. Ek moet nou eers kyk. Spreuke hoofstuk 23 vanaf vers 7. Spreuke 23 vers 7. Ek wil dit draai nie. Spreuke 23 vers 7. My series wat ek vanoggend met u wil begin. Die tema van die series is The Battle of the Mind. The Battle of the Mind. The Battle of the Mind. Lukrain het ek eendag gesien toe hy aan Chichikama is, toe sien ek Lukrain doen iets wat my hart begeer om te doen, maar is te duur. Ek het nie nodig om so duur te betaal om my eie lewe op die spel te sit. Ek bedoel, ek kan maar sê R1500 betaal, maar as my lewe wat ek op die spel gaan sit. Maar ek sien Lukrain sy lewe op die spel sit en hy spring aan by die Chichikama, doen hy bungee jumping. En is my begeerte, maar ek gaan nie R1500 betaal vir my eie lewe nie, nooit. Ek hoef nie so duur te betaal vir iets wat ek my lewe, nee, maar en ek dink as Lukrain vir jou so sê, die grootste challenge wat hy gehad het met spring was sy mind. Because your mind het 'n klomp stories wat hy vir jou vertel, wat as die tou breek, wat as die tou nie lank genoeg gesê, wat as hulle, you know, en jy het regtig nodig om jou mind te overcome, jy het regtig nodig om jou mind te capture, as jy iets soos die wil doen, wanneer jy, dat is 'n klomp wat ek graag wil doen, ek wil graag 'n klomp goed doen, ek wil graag met Cage gaan en graag die Sharks gaan sien, ek het 'n diepe desire om in die see te gaan, en hulle met 'n cage te sien. Ek het 'n diepe desire om diep see toe te gaan en te gaan visvang waar ek die land nie meer sien nie. En ek wil, dis my desires wat ek het 'n desire om te spring uit 'n airplane uit en net bungee. Ek wil net skydiving doen. Ek het 'n diepe begeerte om dit te doen. Maar ek dink elke keer wanneer jy dit wil doen, word jy gekonfronteer met jou mind. En om te trou afview is 'n mind game. Dis 'n ding wat jy in jou mind opmaak. Niemand staan net op môre en sê ek gaan trou nie. In fact, die Bybel sê jy moet jou mind apply. Hy sê bereken eers jou koste. Apply eers jou mind. Werk eers die goed uit. Besluit eers by jouself. Gaan ek die extra girlfriends los? Gaan ek die ding los? Gaan ek my geld met haar share? En ek weet nie hoe mense dit reg kry om in Desember maand te trou wanneer jou bonus uitbetaal het. Is beter in die middel van die jaar wanneer dan nie so baie geld is om te share nie, maar sommige mense wen hulle mind en hulle trou in Desember maande, but it's a mind game. Dis iets wat jou mind moet apply. Elke nuwe ding wat jy wil doen is jou mind. Jy het nodig om te sê, as jy 'n nuwe besigheid wil begin, dan kry jy mense, hulle huil die oggend wanneer hulle moet hulle nuwe besigheid begin, because daar's 'n wrestle in sy mind, want die een ding sê, wat as dit fail, en die ander ding sê nou dit werk nie, en die ander een, daar's 'n klomp goed wat deur jou mind gaan, en wanneer ons die Here dien, wat een ding wat belangrik is, as ons die Here dien, is ons mind. Paul sê, it is with the mind that we serve the Lord. Says we serve the Lord with our minds. As jy met my, Spreuke hoofstuk 23 vers 7. Want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Eet en drink, sê hy vir jou,
maar sy hart is nie met jou nie. Die engel sê, for as a man thinketh in his heart, so is he. Soos 'n mens in sy hart besluit dit, so is hy. Amen. Jy is nie wat ander mense van jou dink nie. Jy is wat in jou hart besluit dit. In fact, baie mense dink van jou wat hulle dink oor jy van jouself so dink. Come on. Come on. Amen. Hoe jy ek voor mense sê wat jy van jou dink. En nou is jy 'n probleem omdat ek min van jou dink, maar jy dink dan min van jouself. Halleluja. As jy jou so half naak aantrek, wat dink jy van jouself? Jy moet iets omtrent jouself dink wat vir jou sê ek kan nie so lyk nie. Is iets kosbaar omtrent my. My body is kosbaar. I can't share it with the whole world. Daar is iets omtrent my wat ek moet hide because why ek dink vir myself. En dan as die ouens jou cheap, dan hoekom dink jy hulle jou cheap? Jy dan vir hulle gesê everything is available. Ek sal dit op show. So when you think about yourself a certain way, people start thinking about you that way. Ek is nie concerned oor wat mense van my dink, Leo. Ek is meer concerned oor wat ek van myself dink. Amen. Because wat ek van myself dink, bepaal hoe ek loop. Jy sien mos ek loop nie enige hoe nie. Ek loop so. As ek loop by die werk, so, my attitude is so, ek het 'n 3-4 ure lange breakdown en produksie het 'n klomp goed te sê, jy het al ons tyd verloor, maar as ek afklaai breakdown gedoen het, en ek loop in die aisle af, dan maak ek seker, hulle verstaan, ek is nog altyd wie ek is, halleluja, so ek het 'n attitude, wanneer ek soms na my breakdown te kom, en my man het lang gesikkel, en hulle roep my in die kantoor uit, so wanneer ek aangeloop kom, dan het ek 'n attitude, dan kom ek aangeloop, because why ek weet, die ding gaan ek solve man, ek ken die probleem, hulle het gesikkel, maar ek ken iets omtrent die probleem, so my attitude change, ek kom aangeloop, en as ek klaar vir hulle gewys het wat om te doen, en hy weet dat ek 'n stelling wat ek maak, ek sê, they don't call me Danny for nothing. So is wat jy dink omtrent jouself, wat bepaal, wie jy is, as jy vra vir iemand, wat dink jy van jouself? Die boek Exodus deel met die Israel wat in bondage is. Die boek Exodus deel met Israel in hulle gevangenskap. Vir 400 jaar is Israel gevange in Egipte land. Vir 400 jaar. 400 jaar is 10 dekades. 10 centuries, ja. 40 jaar is 'n generation. So dis 10 generations lang wat Israel in Egipte land is. So jy moet verstaan, as jy vir 10 generasies lang in 'n plek is, dan beteken dit almal wie in die land ingekom het nou al gesterwe. So wie oorgebly het, is almal gebore in die land. So op 400 jaar moet jy verstaan, almal wie in Egipte is in Egipte gebore. Hulle weet nie van vry wees nie. Hulle weet nie van verlos wees nie. Hulle weet nie van freedom nie. Hulle is gebore in slawerny. Al wat hulle ken is slawerny. Al wat hulle ken is bondage. Al wat hulle ken is geonderdruk word. Al wat hulle ken is iemand is ons baas. Iemand is oor ons. Iemand maak die besluite. Iemand maak die decisions vir ons vir 400 jaar. So op 400 jaar besluit God, ek gaan julle vrymaak nou. Ek gaan julle verlos. God stuur vir Moses. Moses verlos die volk deur 10 plaag vat God om die volk te verlos. Nou is die volk vry. Hulle is in die woestyn. Hulle is uit die hand van Farao. In fact, die teks sê Farao het nou al agter hulle aangekom, agter hulle aangejaag. God het iets vir Farao en sy manskappe nou verdrink in die see. So die manne wat hulle gevange gehou het, is almal dood. Hulle is in vryheid in die woestyn. Die probleem wat hulle het, hulle was nog nooit vry nie. Hulle weet nie wat vryheid is nie. Hulle weet net wat gebondenheid is. So elke challenge wat hulle kry in die pad, as aan die brood is nie, dan verlang hulle terug. Dit was beter toe ons gevange was.
Want het liefst vanavond als ons klaar gewerkt het die baas ons kos gegee om te eet. So elke keer wanneer hulle deur 'n krisis gaan, dan sê hulle vir Moses, vat ons terug. Dit was beter gevange as om vry te wees. Daar's 'n verskil, broer Johannes, tussen bekeer wees en vry wees. Daar's 'n klomp mense wat bekeer is, Michelle, maar hulle is nie vry nie. Hulle het die Here aangeneem, maar hulle is nie vry nie. Amen. Hulle is nog altyd in bondage. Because die goed wat hulle bondage gehou het nog altyd saam hulle oorgekom in hulle vryheid in. En nou is hulle gevange in die vryheid. Come on. En ons in Suid-Afrika kan getuienis wees. Ons was in apartheid. Dit het moeilik gegaan. Ons is nou vry. Maar nou is het moeilijker wat ons vry is. Onthou hier toe ons in bondage was. Skoolboeke was verniet. Skoolfooie was R10. Come on, kan ons praat? Amen. Nou moet jy grasmasjien stuur, sê ja, ek sê nou moet jy grasmasjien skool toe stuur. Because die onderwyser sê, hulle soek nou. Ja. So Israel is in bondage. Vrygemaak nou. Hulle is in die vryheid, maar in bondage. Ek lees die teks en ek study die teks. En ek sien van so, die teks sê, die geskiedenis sê, vanaf Egypte tot in Israel, moes hulle 'n maksimum van 3 weke gevat het. Die Bybel sê, dat vat hulle 40 jaar. 3 weke lang moes hulle stap. Maar 40 jaar later, kom hulle eers aan. Die probleem wat God met Israel gehad het, was die feit dat hulle vry is, maar hulle is nog nie hier vry nie. Hulle is vry, maar hulle minds verlang terug. So God sukkel vir 40 jaar om hulle minds te change. Because, kom ons praat. Ek like goed te realisties maak, ne? Realisties. Kom ons praat realistische goede. Alle jaren heb je mensen gezien in hokjes blij. Right? Hokje blij. Nou kom je, government. Voor alle jaren. Toen je geboren wordt, dus je een hok. Jij die mentaliteit gebouwd. Niet allemaal. Maar nu zie je mensen wat nou RDP is gekregen. Amen. Maar behalve dat die hokken staan, als je in die huizen komt, dan is die conditie zoals het was in die hok. Because hulle mindset het nooit gechanged tot vernieuwing van waaruit hulle gekomen het. Zo, meneer Warners, ik ga al die goede samenzetten. Kom eens praten over mindsets. Mindsets, die verklarende woordboek zegt, your mindset is a set of beliefs that shape how you make sense of the world and yourself. It influences how you think, how you feel, and how you behave in every given situation. A mindset is basically your personal filter to life, affecting how you see things and what you do. Wat lewe doen met jou, is dat waar ook al jy groot word, dit vorm jou mind in 'n sekere manier. Dit vorm jou mindset in 'n sekere way. Amen. Jy begin 'n sekere manier te dink. So wanneer jy 'n situation fix op face, dan face jy dit met jou mindset, based op hoe jy geleer het, based hoe jy dat uitgewerk was vir jou. So deur lewe, as jy deur lewe kom, dan begin jou mind te shape, jou mind begin te vorm. Kom ons praat. Het jy gesien by die skool, gaan kyk by die skool, dan sien jy die wit ouetjie speel saam met die swart ouetjie, speel saam met
colored oukie, né? Hulle speel saam in 10, 3 jaar, 4 jaar. Hulle speel saam, hulle eet saam. Hy eet in sy hand en hy eet in sy hand. Word hulle 20 jaar oud, dan kan hy selfe wit oukie nie teenoor hy selfe wit man staan nie. Because nou in die laaste jaar van 3 jaar af tot sy ouderdom op 20 jaar was sy mindset gealter deur sy familie, deur sy vriendekring en nou het mense so maak verwis gemaak dat ons is wit en jy is swart en ons is nie meer dieselfde nie en ons kan nie dieselfde en nou op 'n 20-jarige ouderdom dan hy selfe kind wat op 3 jaar saam gespeel het saam met 'n ander kind kan nou op 20 jaar nie saam speel nie because sy mindset is gealter. Come on. Kom ons praat. Lewe het 'n manier om jou mindset te alter. 'n manier om jou mind te set op sekere goed, sekere ways, hoe jy sekere goed te dink en sekere goed te sien. As mense jou van kleins af laat voel het, van kleins af jou getreed het soos niks, as jy groot word, word jy met 'n mentaliteit groot, dat jy is nie goed genoeg nie, jy is nie aanvaarbaar nie. Mense, because why jou mindset is so gevorm deur wat gebeur het in lewe. Lewe het die way om jou mindset. Nou kom jy na die Here toe, jy bekeer, jy die Here aangeneem, maar in die kerk voel jy nie, ek word accepted, ek word aangeneem nie, want jy die Here aangeneem, maar jy het nooit geleer en jou mindset was nooit gechanged oor hoe om met ander mense te relate, because jou mindset is nog 'n sekere way. As jy met my vanoggend. Come on, as jy met my vanoggend. Halleluja. So God wil graag Israel in hulle vryheid neem. Egypte in Israel, in Kanaan neem, 'n land wat oorloop met melk en honing. Maar hoe vat jy iemand in 'n land van melk en honing wat nog nooit geleer het dat wat dit is om vry te wees? So wat God doen, na 400 jaar, my broer, na 40 jaar in die woestyn, toe God nie hulle mind gechange kon kry nie. Toe God sê, ek het nou al 40 jaar getraai. Die Bybel sê, toe maak God almal dood wat in Egypte gebore was. Lees die teks. God maak almal dood wie in Egypte gebore was. Because die mense wat in Egypte gebore was, kon nie die nuwe vryheid, hulle kon dit nie appreciate nie. So God sê, omdat jou mind nie gechange het nie, gaan ek jou doodmaak. Die enigste mense wat Kanaan gaan beerwe, is hulle wat gebore was in die woestyn. So niemand wie in Kanaan uit Egypte kom, het Kanaan ingegaan nie, behalwe 2. Caleb en Joshua. Because die Bybel sê, daar was 'n ander tipe gees in die manne. Hulle mindset was different as die rest van die crowd. Vra vir iemand, hoe is jou mind? Hoe is jou mind? Menie waar nie, julle weet mos ek waar jy was skree en aangaan nie, julle weet mos, hy goed 'n pla my nie, julle weet mos by nou, hoor jy te weet, hy is die goede wat vir my saak maak. Amen. So Spreuke kom, hy sê, for as a man thinketh, so in his heart, en hy verwys daar na die vlees hartie. Wanneer hy praat omtrent 'n hart in die teks, dan moet jy verstaan, die hart van 'n mens is die mind van 'n mens. Jou mind is jou hart. Because met die hart kan jy nie dink nie. Al wat die hart doen, hy bloei net. Hy bloei net, dis sy werk. But whenever it comes to thinking, the heart of a man is his mind. Salomo sê, soos 'n mens in sy mind dink, so is jy. As jy dink ek is goed genoeg nie, dan vorm jou hele make-up, die way you yourself behave, begin te act soos jou mind sê. Because jy begin te reageer soos jou mind dink. Because your mind het vir jou gesê, jy is nie goed genoeg nie. Come on. Because your mindset determines your behavior. Ons bly mense vir hoe hulle act. Maar baie mense act soos hulle act. Because hulle minds is nog in bondage. Hulle minds is nog gevange.
En nou act hulle 'n sekere way because hulle word gegovern deur hulle mind. 'n Man bestaan uit 'n siel, 'n man bestaan uit 'n gees. Ek is 'n gees, ek het 'n siel, ek woon in 'n liggaam. Ek het 'n gees, ek is 'n gees, ek het 'n siel, ek woon in 'n liggaam. Ek woon in 'n liggaam, praat van my gees wat in my woon. Ek is 'n gees. I am a spirit man. Wat jy hier sien is binne die boks. Moenie my kleur kyk, ek like dit sê, moenie my kleur kykie. Dis net die boks waarin ek gekom het. Dis die rapping. Moenie die rapping. Julle criticize soms ons oor die rapping. Oor die harre, julle criticize soms die rapping, maar die rapping is nie ek nie. I'm a spirit, Brichalo. I'm a spirit, amen. Ek gebruik net die boks om met u te kom en communicate. But I'm a spirit, amen. Maar my hart is my siel. My siel is die een wie my decisions maak. My siel is die een wat besluit wie ek is. Alles wat jy in lewe doen, besluit jy in jou mind. Daar's niks wat jy doen net sommer so nie. Come on. Sê vir my, is dit true? Jy knip jy jou oog sonder jou mind nie. En jy weet jy het nou jou oog geknip. Come on. Because your mind react op goed wat jy nie eens besef. My mind het nou vir my so gemaak nie. Because your mind act op sekere wyse. En sommige kere dan act ons uit ons manier van hoe ons dink. Ons supposed is om te wees uit. Because ons mind het ons gegovern oor wat ons doen. Sê met my. Halleluja. So, ek lê fondasie vanoggend. Ek lê fondasie. Jy sien, alles wat God ons in lewe gepromise het, kan ons net achieve when we believe it. Come on. Because belief takes your mind. Jy kan nie glo sonder jou mind nie. Jy moet jou mind convince om te glo wat jy glo. Come on. Because your mind speel met jou tricks. My ma het altyd vir ons gesê toe ons klein was en ons is bang. Dan sê my ma, vang vir bang, bring vir bang nie, dat ek ook sien wie bang is. Because why? Jy gaan uit, wat sê jou mind? As iemand daarmee draai. Amen. Donker loer jou. Amen. It's a constant mind fight. En ek weet nie van nie, maar ek was so bang by kere, dan gestaan ek en watch ek bed, ek watch die bed en ek watch die switch, en ek sê vir myself, ek moet die lig afsit, en ek moet in die bed wees, net voor die lig afgaan. So, 1, 2, ek weet nie of jy het al getraai het nie. Amen, ek kon nog nooit wen nie. Ek het getraai, maar ek het nooit gewen nie. Because, die lig is altyd eers te dood. But it takes your mind. It takes your mind. So ek gaan nie conclude, because ek lê fondasie. Ek wil nie conclude. Toe ek klein was, toe minister iemand 'n boodskap wat hy noem, grasshoppers don't eat grapes. Sy teks was, grasshoppers, sy tema, don't eat grapes. En sy gedagte het gekom in die boek van Numeri, hoofstuk 13. Daar gebeur iets in Numeri hoofstuk 13, waar Israel nou deur die woestyn is. Hulle is gereed om die beloofde land in te gaan. En Joshua lei nou die volk. En Joshua vat 12 manne vat hy, en hy sê vir hulle, gaan verken die land. So 12 manne hulle gaan verken die land. Hulle kom in Kanaan in, die land wat oorloop met melk en honing. Hulle kom die land in, hulle sien, maar die land is vrugbaar. Hulle sien alles groei in die land. Al die vrugte is bonatuurlike size. Die plante groei is mooi. Daar is rykdom in die land. 12 manne kom terug. Hulle sê vir Joshua, ons was in Kanaan. Kanaan is mooi. Oh, Kanaan is vrugbaar. Het gaan goed in Kanaan. Alles is so mooi. Die grootste ding van hulle getuienis is die in Kanaan. Hulle sê die druiwe is so groot in Kanaan. 2 manne moet 'n tros druiwe dra. Die beloved, ek wil even imagine hoe vrugbaar die plek was. 2 manne, hulle sit nou 10 trossies in so 'n bakkie vir jou. Dan gee hulle. Hulle sê 2 manne moet 'n tros dra. So geseënd is die land. Joshua vra, gaan ons nou die land inval?
Hulle sê nee Joshua. Die land is vrugbaar, maar nee Joshua. Nee Joshua vra waarom nie? Hulle sê die probleem is die nageslag van Enak bly in Kanaan. Hy sê die probleem omtrent die manne. Hulle is reëse. Yes, die plek is vrugbaar. Yes, that's alles wat ons soek. Yes, alles wat ons begeer is in Kanaan. Maar that's reëse. Enak is dieselfde geslag waarvan Goliat kom. So Goliat se groot manne. Hulle sê ons het alles wat ons soek vir ons, maar ons gaan nie. Because daar's reëse. En toe maak hulle 'n stelling. Dis die stelling wat hulle maak. Hulle sê ons lyk soos sprinkane in ons eie oë. Lees die teks. Hy sê en daarom lyk ons soos sprinkane in hulle oë. Jy worry. Die teks het nie gesê ons is sprinkane in hulle oë nie. Nee, die teks sê ons is sprinkane in ons oë. En daarom is ons soos sprinkane. Met ander woorde, dis ons mindset wat vir ons sê alles is voor ons. Maar die challenge voor ons is groter as wat ons het. Kan julle imagine? Drywe so groot, dat twee dit moet dra, maar jy wil nie gaan nie. Jy is bereid om te settle in die woestyn. En die plek wat God jou beloof het, is voor jou. Maar hulle probleem was nie die plekkie. Hulle probleem was hulle minds. Hulle sê, omdat ons niks van ons dinkie, daarom dink die ander mense niks van ons. Sê, dis die rede waarom mense verloor in lewe. Ek weet julle blame ander mense vir goed wat gebeur. Maar die realiteit is die, te midde van wat ander mense doen en sê, gaan ek nog altyd wen as ek dink ek kan wen. Maar as ek dink, bys op wat Lukrijn sê, ek is nie goed genoeg nie, dan begin ek te ek soos iemand wat nie goed genoeg is. Amen. So ek gaan kyk die ding wat die man geminister. Ek gaan soek die wetenskap. Omtrent sprinkane. En die ding wat vir hulle exciting gemaak het, was die drywe. En ek sê die ding omtrent sprinkane is die. Sprinkane is herbivore. Lucius, herbivore eet. So, ja. Sy is 100% meneer. So, sprinkane is herbivore. Hulle mynvoeding is gras. Amen. Herbivore eet die vrugte nie. Herbivore eet net gras. As 'n herbivore aan 'n vrug eet, moet dit 'n baie sagte vrug eet. Maar die wetenskap sê, hy eet dit nie, hy nibbel net aan dit. Die is Israel se probleem. God het ons drywe gegee om van te eet. Maar ons mindset sê, ons eet die drywe nie. Ons mindset sê, ons is herbivore. Ons eet net gras. So die drywe is voor ons. Maar ons mentaliteit sê, hy is nie goed genoeg nie. So iemand dan dink jy aan, wat sprinkane doen? Sprinkane vat die dryf, dan nibbel hy aan hom. Die smaak van die dryf is aan sy lippe. Maar die sprinkaan kan dit nie geniet nie. Die probleem met die gospel is nie, is dat God het jou soveel beloftes gegee. Soveel goed wat God vir jou kan doen.
Maar jou mindset sê, jy's nie goed genoeg nie. Jou mindset sê, jy's maar net 'n springkaan. Jou mindset sê, jy kan dit proe, maar jy kan dit nie embrace nie. En in hierdie jaar wil ek graag jou mind change. Die is 'n jaar dat jy change van net 'n herbivoor is. En jou mindset change. En sê in hierdie jaar gaan ek 'n omnivoor word. Ek gaan eet net wat voor my is. Hey, hoor my, ek worry nie wat dit is nie. Die jaar gaan ek dit embrace. Verlede jaar het ek dit verby gegaan, maar hierdie jaar my mind is gechange, my attitude is gechange. Wat vir my is vir my. Wat God my beloof het, is vir my. Ek worry nie wat jy dink nie, en ek worry nie wat jy sê nie. My mindset gaan ek change. Ek gaan dit eet in 2026. Iemand sê, dis jou jaar. Dis jou jaar om te eet. Dis jou jaar om te vat. Dis jou jaar om te embrace. Maar jy kan dit nie embrace as jy nie kan dink te joune nie. Jy moet vir jouself sê, die huis is myne. Die kar is myne. Die education is myne. Die deurbraak is myne. Lang genoeg het ek toegelaat dat mense en goed my terughou. Maar ek change hierdie jaar my mindset. I'm gonna take what is mine. I'm gonna take. Je kan maar staan, ons gaan huis toe. Hoe sê? Hy gee hulle 'n ongewone goeie land. Something that they didn't, hulle mind kon dit nie sien nie. So, ek wil jy moet dit sien. 10 van die 12 was gebore in Egypte. Gebore in die woestyn. Hulle is vrygebore met 'n bondage mind. Maar daar's 2 jong manne wat tussen die 10 is, wat gebore is in Egypte. Die manne wat vry in die vryheid gebore is, hulle sê ons kan nie in die land in nie. Maar Joshua en Caleb maak hulle stil. Hulle sê, wat praat julle? Hulle sê, Joshua, as God dit vir ons gebeloof het, dan is dit ons sinne wat voor ons lê. Hulle sê, moenie kyk na jou giant nie. Moenie kyk na die reëse nie. Moenie kyk na wat onmoontlik is nie. Hulle sê, Joshua, as God dit beloof het, is ons sinne. Ja, die reëse is daar. Ja, die omstandighede is daar. Maar ek het 'n belofte. Daar's drywe aan die ander kant. Daar's drywe aan die ander kant. Los die grasse. Daar's iemand sê drywe. Iemand sê drywe. Iemand sê drywe. Hierdie jaar is jou jaar. Hierdie jaar is jou opportunity. But jy moet jou mind set change. Iemand sê hallelujah. I'm gonna fight my mind. I'm gonna fight my mind. I'm gonna fight my mind. Ek gaan my mind wen. Die jaar gaan ek my mind wen. Ek het verloor in 24. Ek het verloor in 25. Maar in 26, ek verloor nie weer nie. Ek gaan my mind change. Los my as ek different act. Los my as ek anders is. Los my as ek hey, los my. Ek weet julle is gewoond aan my 'n sekere manier. Ek weet julle is gewoond aan my 'n sekere manier worship. Ek weet julle weet as ek in die kerk kom, dan lig ek soms eens my hande op hier. En daar staan ek eers op om te worship hier. Maar watch my 2026. As ek hardloop in die kerk, los my. As ek spring, los my. As ek hallelujah skree, los my. My mind is gechange. I'm gonna take what is mine. I'm gonna take what is mine. Die jaar is het myne. Iemand sê die jaar is het. Die jaar is myne. Die jaar is myne. Die jaar is myne. Die jaar is myne. Worry. Ek gaan sleep. Versleep. Maar dat is van u. Wat verlede jaar begin het. Soos die jaar begin. Verlede jaar, die tyd.
Dus die kerk elke zondag zo vol, zoals hij nou is. In het middel van het jaar, dus de helft van die mensen niet meer hier. Because why? Hulle is maar net springkane. Hulle het net kom taste. Van die Bijbel zegt, taste and see that the Lord is good. So sommige het net kom taste. Maar hoor my vir die jare. En ja, in June maand, ek is nog hier. September maand, ek is nog hier. Hey, December maand, ek is nog hier. En hulle allemaal weet, ek val gewoonlik in die 12de maand. Maar hoor my, ek gaan nie die jaar val nie. Dit begin hier. I will embrace. Sê vir iemand, ek sê meer as Brinkani. I'm not just going to taste and see anymore. Ek wil 'n declaration maak oor my eie lewe. For what God has said is mine, it shall be mine. Elke belofte wat God gegee het, it shall be mine. Ek het nog nie die geld nie, but it shall be mine. Ek het nog nie die werk nie, but it shall be mine. Ek het nog nie die uitkoms nie, but it shall be mine. Ek het ander kere opgegee, maar ek gaan nie die jaar nie, want ek is nie as Brinkani. Ek gaan deurdrukke, deur dit alles. Ek gaan regtig sluit. Die duiwel het geweet, Genesis hoofstuk 3. If I can take the mind of Eve, I can cast the whole world into sin. So he went after her mind. Die meeste mense val in sonde, nie oor die drank lekker is nie. They fall in sin because of their mind. The devil can grab hold of your mind. He will grab hold of you. Here ek eerie. Here ek loofie. Here ek aanbid U. Hier shotoromo, hier is 'n krag nou. Hier is 'n krag van die Here nou. Hier is 'n krag van die Here in die plek. Ek praat aan mense vanoggend wat hulle minds op moet maak. En sê ek het klaar besluit, dis my jaar. Ek het klaar besluit, dis my geleentheid. I'm changing my mind this morning. I'm changing my mind. Romans chapter 12 verse 2 says, and be ye transformed by the renewing, and be ye transformed by the renewing, and be ye transformed by the renewing of the mind. I pray for a renewed mind in this year. I pray for a refreshed mind in this year. Iemand sit sy hand op sy kop and says, renew my mind, renew my mind, renew my mind. This is my year. Renew my mind. Somebody scream, renew my mind. Somebody scream, renew my mind. In the name of Jesus. Vader, ek bid volgende vir almal wie se hande op hulle kop is. En almal wie sê hulle soek 'n renew mind. I declare that this is the year of renewing and refreshing. This is the year of a new thing that is happening. We will not die in the wilderness, but we will embrace the promise. We will go into the promise of the Lord based on what is in our mind. Wat U beloof het, sal ons embrace. In hierdie jaar 'n nuwe ding wat begin in ons lewe. Ek profeteer vanoggend oor hierdie plek, Here. As U dit vir mense begin doen, gaan ander mense se ore tyd, mense se ore gaan tyd vir wat God doen in die lewe van mense. Mense gaan renew word, mense gaan refresh word, mense gaan verander word based on the renewing of their mind. And be thou glorified in this house, be thou exalted in this place, in the name of Jesus. Somebody scream, a renew mind.
kan gou sit vir 'n oomblik. Mighty God. My God, my God. Oh, Jesus, a renewed mind. A renewed mind. Hallelujah. Hierdie groete in die wonderlike naam van die Here, laat ek eers groet. Amen. Het die Here u geseën vanmôre? Het die Here u geseën vanmôre? Amen. Daar's net 'n paar aankondigings wat ek wil net gee. Môre aand begin choir practice 6 uur in die kerk. Young adults begin 6:30 Dinsdag aan in die kerken. Die kids church begin 3 uur. Wat is hy nou? Woensdag en donderdag. En selfe aand, woensdag aan 7 uur is ons hier by die kerk vir 'n prayer night. En die worship team oefen 6 uur donderdag. Vrydag is dit die jeug 6 uur. En Saterdag is daar leadership kerkraad vergadering in die kerk Sondag 6 uur, né? En dan is ons weer hier Sondag 10 uur in die kerken. Amen. Daar is my story. Kom ons staan. Wat is vanmiddag? Ja, Sondag, volgende Sondag begin die sisters 4 uur in die kerken, ja. Yes, nee, ons moet afkondig. Anders kom die sisters nie, want daar was niks gesê nie. So 4 uur Sondag is ons in die kerken. Amen. Amen. Halleluja. Het jy nog lus vir sing? Het jy nog lus vir sing, dierbares? As een lied wat ek wil sing, kom ons staan, dierbares. Halleluja. Nee, ek gaan nie alleen sing, jy gaan saam met my sing. Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too difficult for Him? Is there anything too difficult for Him? Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too difficult for Him? Is there anything too difficult for Him? My God can do anything. My God can do anything. Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too hard for the Lord?
in hierdie huis. Kom aan ons hier die Here prys in hierdie huis. Oh, yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. Kan ons maar weer oor begin? Konke kuye nzeka konkulo wa konke kuye nzeka konke kuye nzeka konke kuye nzeka konkulo wa. Hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Blessed Jesus. Ons kan nie die Jesus Collective voetmaar sê mense, ons het Jesus Collective in die huis. So wees versagtig asseblief. Nee, hy moet maar happy wees met hoe ons dit sing. Want ons is nie Jesus Collective nie. Hallelujah. Ek is wie ek is. Amen. Amen. Ek sing het soos ek. Dit gaan sing, Michelle. Ek is nie Jesus Collective nie. Glad nie. Amen. Ons het gehoor, jy is wie jy dink. Jy is. En ek is mevrou De Bruin. Halleluja. Michelle, kom sluit vir ons asseblief. Ek gaan jou regtig jou by 'n ander naam noem. Nee, sy is Michelle. Sy is Michelle. Amen. Kan my vrou net gou weer sê wie sy is? Net hulle moet luister. Ek is Janine. Halleluja. Ek is mevrou De Bruin. Halleluja. En soos my man stap, so gaan ek ook stap. Halleluja. So stap ek ook. Amen. Kom ons sluit die oë. Grote God en almagtige Vader. Here, ons kom vanoggend om vir U die Here baie dankie te sê. Here, dankie dat ons kan weet dat daar niemand soos U die Here is nie. Here, U is die koning bo alle konings. Dankie Here, U oë deurkruis die hele aarde, Here. Here, U is hier, U is in die Kaap, U is in Johannesburg. Here, U weet, Here, wat is ons tekortkominge, Here Jesus Christus. Here, U weet wat is ons hartsbegeerte, Here. Here, maar vanoggend, Here, wil ek kom om vir U die Here baie dankie te sê, Here. Dankie dat ek weet dat U die Here fail ons nooit nie, Here. Ja, Here, ons is nie altyd daar nie, maar U die Here is altyd daar, Here. Here, wanneer ons gaan slaap, Here Jesus, bewaar U die Here ons. Here, soos my man gesê het, Here, U waak oor ons, Here. Here, ek kom vanoggend, Here. Here, ek kom bid vir elke een wat hier ingetree het, Here. Here, my gebed is gaan hulle nooit verby nie, Here. My gebed is, Here Jesus, soos Dawid sê, mag net goedheid en guns hulle volg al die dae van hulle lewens, Here. Here, ek kom, Here Jesus Christus. Here, U sê in U die Here se woord, vra my en ek sal julle al die ongelooflike dinge vertel. Here, ek kom, Here Jesus, Here, U weet, Here, wat in elkeen se hart aangaan, wat in elkeen se mind aangaan, Here. Here, soos die apostel gepreek het, die woord gegee het, my gebed is, Here, Here, breek deur elke mindset. Here Jesus, gaan met elkeen, Here, with the renewing of their mind. It will be a new chapter, a new season, and the divine purpose of God upon their lives. Here, ek spreek die seëninge van U die Here, Here, deur apostel Vader, Here, wat die woord gebring het. Ek spreek die seëninge van die Here oor elkeen hier so vanoggend, Vader, Here. Here, my gebed is, Here Jesus, Here, die woord van U die Here sê, Here, dit sê, wie is ek en my familie, dat U die Here ons tot so ver gebring het. Here, dankie vir U die Here se genade, dankie vir alles wat U die Here vir ons gaan bedoel.
teken in Jesus Christus naam. Here, bo dit alles, dankie vir elkeen, Here, wat die is se lewe, Here. Gaan ons nooit, maar nooit verby nie. Dankie, in Jesus naam, amen. Amen. Leo, miskien moet ons volgende week die wat wil trou. Leo, jy moet plan maak sodat jou vrou kan sê, dis my man. Dis my man. En we sê as ons moet kom bid, dan moet ons handel in Oekraïne hierdie jaar. Amen. So ons kan ook hoor, dis my man, die is my vrou. Halleluja, julle kan nie so single bly nie. Nee, julle moet planne maak. Julle moet plan maak. Taffy, jy is nou al baie oud, jong. Jy moet plan maak, hoor. Jy moet plan maak. Oudie, en dat is net vir die mense wat daar is. So jag, relax julle 'n bietjie, asseblief. Ons ontvang selig aan ons in vrede. Die Here behoed u, die Here bewaar u, die Here laat sy aangesig oor u skyn en die Here gee aan u sy vrede. En mag die genade van God, die liefde van Jesus Christus, troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees, rus en bly met ons wanneer God verskyn. Almal wat die verskyning van die Here verwag sê, amen. Amen.